Nou gemeente, so teen die agtergrond van vanoggend se boodskap, is dit belangrik, jy hoef nou nie bekommerd te raak nie, ek het nie vergeet om vanoggend die kindermoment te doen nie, en ek gaan nie die kindermoment vanoggend weer herhaal nie. Maar, dit gaan vir ons 'n baie mooi beeld gee vanoggend van, so teen die agtergrond van ons teksgedeelte, maar ook teen die agtergrond van ons lewe, elke dag. En ek het by die glow sticks vanoggend, nou die van die wat nie weet wie die glow sticks is nie, dit is die kinders in Hartenbos, want hulle liggies skyn dag en nag en ook tussendeur, oral waar jy kom, net wanneer jy stil is, dan kom daar 'n glow stick, en hy herinner jou om die lewe te geniet. En so het ek nou vanoggend, hy wil baie graag, wil jy iets dalk sê, Spike? Ja, goeiemôre gemeente, broers en susters. En die 3 jong lidmate, goeiemôre. Spike, okay, klaar. Jy is nou klaar. Maar wat hy toe nou saamgebring het, is 'n hele reissak. Nou die perd is op pad na 'n avontuur toe. Hy wil 'n avontuur gaan doen. En toe ek hom nou vra, Spike, waarheen gaan hy? Toe weet hy nie. Toe ek vir hom sê, waar gaan jy slaap? Toe sê hy weet nie. Toe ek vir hom vra wat jy gaan eet, toe sê hy weet nie. Toe ek uiteindelik vir hom vra nou, wat op aarde, weet jy darm iets? Toe sê hy ja, hy het vir hom 'n rugsak vol snacks gevat vir sy avontuur. En toe draai ek bietjie na die maats toe, na die glow sticks van Hartenbos, die kinders. En ek vra toe vir hulle hierdie interessante ding, want Spike is in 'n dilemma. Hy het nie 'n idee waarheen hy gaan nie. En die glow sticks moet hom help wat om te doen. En daar's net 2 dinge wat Spike kan doen. En ons moet kies wat is die beste. Nou wil ek hê jy moet fyn luister. Nommer 1. Is dit beter vir Spike om presies te weet waarheen hy gaan, maar hy gaan alleen gaan? Dis nommer 1. Of hy het geen idee waarheen hy op pad is nie in hierdie avontuur. Maar sy pa gaan saamgaan. En ek vra toe vir die kinders, nou wat sê julle? En interessant dat die glow stick soos een gesê het, hy het nie 'n idee waarheen hy gaan nie. Maar dis beter dat sy pa saamgaan. Hulle het almal nommer 2 gekies. En toe raak hierdie man nou baie opgewonde en hy vra, asseblief kan ons nou gaan. Maar Spike, waarheen wil jy gaan? Ek weet nie. Maar my pappa sal saamgaan. Hey, ou Spike, jy het ook 'n manier om 'n ou 'n bietjie aan die hart beet te kry. So ou Spike met sy rugsak is op 'n avontuur. En dalk miskien is daar ietsie van ons lewe vanoggend wat ons daarmee kan resoneer. Ons het nie 'n idee waarheen ons gaan nie. Maar mag hierdie woorde jou vandag bybly. Jou pappa sal saam met jou gaan. Ons is in Eksodus 33 vanoggend. Ons gaan 'n bietjie kuier saam met Moses, die volk en die Here. Kom ons kyk wat daar in Eksodus 33 gebeur het. Voor ons die gedeelte lees, wil ek jou uitnooi om net vir 20 sekondes, al jou probleme, al die bekommernisse wat jy in jou lewe het, alles wat jou nou buite die deure besig wil hou, kom ons gee daai dinge net 20 sekondes genade. Kom ons gee hulle net gou bietjie genade. Ek gaan vra dat ek en jy net vir 'n oomblik net so bietjie rustig sal wees en dan gaan ek vir ons in gebed en ons bid die Heilige Gees se leiding om ons lewens oop te maak vir hom. Haal saam met my in die teenwoordigheid van die Here 'n bietjie asem.
Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil met alles vashou. En net wanneer ons vashou, Here, dan is daar een of ander alarm of 'n boodskap of iets wat ons net weer wil wegvat. Maar dankie, Here, dat U aan ons kom kleef. Ek dink sommer net vir 'n oomblik ook aan die voetstappe van Jesus. Ek weet ons is in Eksodus. En ek dink letterlik is ons baie ver van die geboorte van Christus. Die bediening van Jesus. Maar Here, ons kan ook nie anders as om net vir 'n oomblik te droom. Toe U daar in die heel begin gesê het, mens, waar is jy? Waar is jy? Ek dink regtig, Here, dat daai vraag het ook in Jesus se gedagtes gemaal, terwyl hy gestap het op hierdie stofstrate van ons aarde. Dorpie na dorpie, mens na mens, gebrokenheid na gebrokenheid, nood na nood, oneindige groot liefde, na brandende hoop vir liefde. En ek glo met my hele hart, dat oral waar hy gekom het, Here, het hy, net soos U, die mens kom opsoek, net soos hulle is. En Here, dit is ook waar ons vanoggend is. Ons is hier. Dankie dat ons U woord het. Vanoggend kan ons kyk hier na die liturgiese ruimte en ons sien die Bybel tussen rose, plante, soms so ingeweef in die lewe. Is dit nie die beeld wat ons saam met ons kan vat nie, Here? Dat U in ons lewe is, en wanneer U ons uitnooi, bly by my, bly in my, soos wat die Bybel vandag in hierdie blomme versteek is, so naby, kom U aan ons elkeen. Heilige Gees, kom breek die woorde oop, dankie dat dit nie my woorde is nie, maar dankie Here dat dit 'n woord is wat U lank reeds voorberei het, vir ons vandag, nie net om te hoor nie, maar om waarlik te lewe. Help ons om te oefen, om by U te bly, in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Ons is in Eksodus 33 van vers 14 tot 16, ek sal nou sal ek ietsie sê oor die konteks. Vers 14, tema vandag, bly by my, bly by my. Dit is die Here aan die woord en hy sê, vir Moses, moet my teenwoordigheid saamgaan en moet ek vir jou rus gee? Moses het geantwoord en hy het vir die Here gesê, as U teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat optrek nie. En Moses gaan verder en hy sê, waaraan sou mense dan weet dat ek guns gevind het in U oë? Ek en U volk. Is dit nie wanneer U met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word? Ek en U volk, van elke ander volk op die aardbodem nie. Dis ons teksgedeelte vanoggend. Tema, bly by my, en dan die agtergrond uit hierdie gedeelte, die twee groot sinne. God se belofte, my teenwoordigheid sal saamgaan. Maar dan hierdie woorde van Moses, en ons gaan nou lekker diep in dit klim, maar ek wil jou uitnooi om jou oop te maak vir hierdie woorde. Moses wat sê, Here, as U nie self saamgaan nie, moet ons nie hier vandaan laat optrek nie. Vanoggend se boodskap, 4 bewegings. En die eerste beweging vanoggend, moet ons baie mooi hoor, wat het Moses al hier gehad? Ek gaan nou ietsie van die konteks sê. Maar Moses het alles gehad, maar God gesoek. Dis die eerste beweging. Moses het alles gehad, maar God se teenwoordigheid gesoek. En hier is die konteks baie belangrik, vriende.
Ons moet vir 'n oomblik hierso stop en ons het nie tyd om deur hierdie hele hoofstuk te blaai nie. Maar hierdie hoofstuk staan in die Bybel net na die goue kalf se gebeure. En vriende, daar het ietsie baie dieps gebeur. So diep dat Israel wou teruggaan Egipte toe. Dis diep. So u kan net vir 'n oomblik bietjie dink aan die spanning wat daar nou heers. Hier. Hoekom sê ons Moses het alles gehad? Nommer 1. Hy het reeds die belofte ontvang van God. Hy het die belofte van God. Nommer 2, Moses was al reeds onder die indruk van 'n bestemming. Met ander woorde, daar was 'n plek vir hulle voorberei in die toekoms. Hulle het dit. Die derde ding wat Moses het, daar gaan 'n volk wees. Met ander woorde, hy en die volk is God se kinders. Met ander woorde, hy gaan nie alleen wees nie. Daar is 'n volk wat die Here saamgevoeg het. Moses het dit op daai oomblik. Verder nog het Moses 'n roeping. Op hierdie oomblik het Moses 'n roeping. Jy, Moses, sal die leier van die volk wees. Hy het dit reeds ontvang van die Here. En dan seker die grootste van alles. Daar is 'n land waarheen ek julle wil neem. Hy het dit ook gehad. Hy het al hierdie dinge op hierdie oomblik gehad. En toe gebeur daar iets. En dit is waar die gebeure nou afspeel, waar Israel gesondig het met die goue kalf. Maar dan wil ek jou uitnooi om vir 'n oomblik net vinnig saam met my te klim in hierdie spanningsverhaal in. Daar waar die volk gesê het, ons wil teruggaan Egipte toe. Ons wil nie meer hier wees nie. Dan moet jy hoor hoe reageer God van alles wat God kan sê. Vriende, van alles wat God kan sê, weet jy wat sê hy? Eksodus 33 vers 1 en 2 sê baie duidelik wat sê God. Van alles wat hy kan sê, sê God dit. Ek sal 'n engel voor julle uitstuur. Dis hoe God reageer. Hierdie mense wil niks meer weet nie. God antwoord en sê, ek sal 'n engel voor julle uitstuur. Weet julle wat sê God daar? Met ander woorde, ek sal julle steeds help. Ek sal julle help. Ek sal steeds voorsien. Ek gaan nie my hand vir julle toemaak nie. En dan sê hy die ongelooflike, ek sal julle steeds na die land bring. Ek sal nie daai belofte van my wegvat nie. En weet julle wat sê Moses? Ek bedoel, dit klink al klaar baie goed. Dit klink eintlik so goed, dat Moses hier op sy knieë kan neerval en sê, Here, dankie. Dankie. Weet julle wat sê Moses? Hy sê nee. En hier raak dit ongelooflik diep, vriende. Moses sê, wat sal dit ons onderskei van enige ander volk? As U vir ons al hierdie dinge gee, die belofte, die bestemming, die volk wat U ons mee saamgebring het, die land, al hierdie seëninge, wat sal dit ons onderskei van enige ander volk op hierdie aardbodem? Ons wil nie net U hulp hê nie. Hy wil God se teenwoordigheid hê. En hier kom 'n baie diep vraag na ons as geloofsfamilie, en asseblief moet my nie vanoggend met klippe gooi as jy my nie so goed ken
En ek hierdie vraag vir jou vra nie, want dis 'n baie diep vraag wat ek hier vra. Baie diep. Die vraag wat vanoggend na ons toe kom is dit. As God vir jou alles gee waarvoor jy bid, elke liewe ding waarvoor jy bid, maar jy kry nie meer van God self nie, sal dit vir jou genoeg wees? Dis die vraag wat kom. As God vir jou alles gee waarvoor jy bid, maar jy kry nie meer van God self nie, sal dit vir jou genoeg wees? As God jou werk seën, as God jou kinders beskerm, as God jou finansies help, as hy jou gesondheid verbeter, as hy jou bediening laat groei, maar jou bewustheid van hom verloor. Jy verloor die bewustheid van hom. Sou jy steeds sê, dit is genoeg. Dit is die hart van Eksodus 33 vanoggend. En dit bring my nou by die tweede beweging. Die eerste beweging, Moses het alles gehad, maar het God gesoek. Die tweede beweging, Moses wil nie net seëning hê nie. Hy wil die gewer hê. Amper dieselfde as ons vriende. Hy soek nie net die rede om die lig te skyn nie. Hy soek die ligbron. Hy soek die gewer. Dit is waar Moses is. Jy sien, ons kan so maklik verlief raak op wat God doen. Ons raak verlief op wat God doen. Ons kan God se hand soek. Maar weet jy wat soek Moses hier? Hy soek God se gesig. Here, ek wil nie net hê u moet iets doen nie. Ek wil u hê. En ek dink hier gebeur 'n reuse geestelike skuif. Want vriende, daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil tussen God vir my en God met my. Daar's 'n verskil tussen Here seën my lewe en Here leef u lewe saam met my. Here seën my en Here leef u lewe saam met my. En ek dink ons geloof kan baie maklik net rondom hierdie vraag draai. Wat kan God vir my doen? Sien my lewe, hier's my lewe, dis die pakkie wat die Here vir my gegee het. Hier's dit. Al wat nou net met hierdie lewe moet gebeur, alles wat God met hierdie lewe wil doen, dis al wat nou net met hierdie lewe moet gebeur. En ek dink ons raak so vasgevang in hierdie vraag. Here, wat wil u met my lewe doen? En nou moet ek baie versigtig wees, want daar's meer as 20 miljoen kopieë van die boek verkoop met hierdie vraag op. Rick Warren se Purpose Driven Life. What on earth am I doing here? Ek dink nie dis die diepste, grootste geestelike vraag wat jy ooit kan vra nie. Ek dink die diepste geestelike vraag wat jy ooit in jou lewe kan vra is, Here, waar is u? Waar is u? En dit is waar geestelike volwassenheid begin. Kan ek oefen om saam met God te wees? Kan ek leer om saam met God te wees? Dis die groot vraag. Nie wat God vir my kan doen nie. Kan ek leer om saam met God te leef? En ek hoop jy kan sien hoe beweeg ons hier, want dit is die beweging van 'n geloofspad. Die hele beweging van 'n geloofspad is dit. God vir my, na God met my. Uiteindelik beweeg jy na God in my, en dan maak jy 'n massiewe groot ontdekking. Dat die lewe wat God vir my het, is nie net vir my nie, maar dis 'n lewe wat deur my gaan. Hoor mooi, God vir my, na God met my,
na God in my, uiteindelik God deur my. Dit is die hele geloofspad. En dit bring my by die derde beweging. Hierdie belofte van God, my teenwoordigheid sal saamgaan. Jy sien, nou kom ons by God se antwoord. My teenwoordigheid sal saamgaan, maar hier moet ons baie mooi hoor. Weer kan ons nie die konteks weggooi nie. Binne in die chaos van Moses, kom gee God nie vir Moses 'n belofte waar hy sê, hier is 'n kaart nie. Hier is 'n kaart vir die wildernis waardeur jy nou moet gaan. Ook sê hy nie vir Moses, die belofte wat ek vir jou gee, sal vir jou presies verduidelik hoe ek my herstel met julle gaan loop nie. En ek het nou in die gebed daarna verwys. Dis nog 'n ver paadjie na Jesus se geboorte, sy verlossing, sy kruisiging en sy opstanding. Dis nog 'n baie ver paadjie. En wat hierdie ouens nie weet nie, hulle gaan nou 40 jaar in 'n woestyn in, maar die van ons wat wakker is sal weet, hulle gaan nog 40 jaar in die woestyn moet ingaan. Waaraan hou hulle vas? En hier wil ek die lyn trek na Jesus toe. Wat is dit wat Jesus vir ons gee? Die woestyn lê nou vir hulle voor. Daar lê nog 'n hengse pad vir hierdie mense voor. Wat se pad dink julle? Toe Jesus opgevaar het hemel toe, lê vir sy kerk voor. Mense, 'n helse pad. 'n Kort rukkie na Jesus se hemelvaart word die kerk van Christus vervolg. Mense word doodgemaak in die naam van God, omdat hulle in hierdie Jesus glo. Maar watter belofte gee hy voor al hierdie helse dinge wat gaan gebeur? Dieselfde belofte wat God vir Moses gee daar in die woestyn, voor die woestyn, in die spanning, in die chaos, 'n volk wat God nie meer wil hê nie. Ek sal met julle saamgaan. God, soos hierdie Bybel, kom hak hom in ons lewe. Dis die ontdekking. God sê, ek gaan saam. En ek dink hier gebeur iets ongeloofliks mooi. Want God gee nie altyd eers 'n antwoord nie. Dis belangrik hierdie, dis dieselfde met Jesus. Jesus kom gee nie 'n antwoord vir alles in hierdie lewe nie. Wat gee Jesus en God heel eerste? En dis die ontdekking vir jou en vir my. Hy gee altyd eerste homself. God gee hier vir God vir hulle. Nie 'n antwoord nie, nie 'n verduideliking nie, homself. En soos ek nou gesê het, kyk net waar ontmoet God vir Moses. Nie aan die kant die woestyn nie, nie in die beloofde land nie, nie elke keer wanneer hy die kwartels en die manna gestuur het, sien ons God se teenwoordigheid nie. Nee, hy klim in hierdie onsekerheid van 'n volk en Moses, in die woestyn, in die gebrokenheid, in die spanning, in die onbekende, klim God in en hy ontmoet vir Moses. En dit bring my na ons vandag. Want ek dink baie van ons is ook vandag daar. Ons is ook daar. Ons is ook daar waar ons dalk miskien vandag eerder die omstandighede verander wil hê sodat ons weer kan glo God is by ons. Ek wil hê die Here moet hierdie omstandighede van my verander sodat ek weer kan glo hy is met my en by my en in my en deur my. Maar wat as dit nie God se eerste uitnodiging is nie? Dat hy jou wil kom uithaal uit die omstandighede. En dis nie sy eerste uitnodiging nie, vriende. Ons moet dieper kyk vanoggend. Wat as hy vir jou sê, ek gaan saam met jou. Ek gaan saam met jou in hierdie hengse ding wat jy moet ingaan.
gaan ek saam met jou. En julle, dit is diep. En dit bring my by die 4de beweging, hierdie woorde van Moses. Moses wat sê, Here, as U nie self saamgaan nie, hoor hierdie woorde van Moses vandag. As U nie self saamgaan nie, moet ons nie hier vandaan laat optrek nie. Weet julle wat hy hier sê? Hy sê in hierdie woorde, dat hy bereid is om die beloofde land te laat gaan. Hy wil aan ietsie baie groters as die beloofde land hê. Hy wil klou aan ietsie baie groter as God se seën en God se hand en dit wat God doen. Moses gaan verder as dit alles en hy sê, Here, ek wil niks van daai goed hê nie. Niks. As U nie self saamgaan nie. En ek wil hê dat dit vir 'n oomblik by jou moet kom land. Laat dit vir 'n oomblik in jou lewe kom land wat Moses hier sê. Want julle, wat as ons soms die teenoorgestelde doen? Wat as ons die bestemming wil hê? Ons wil die land hê. En ons is bereid om die land te vat, selfs al verloor ons die teenwoordigheid onderweg. Ons wil sukses hê, vriende. As ek nou hier moet sê wat ek graag sal wil hê moet gebeur. Sukses is seker deel daarvan, maar dieper, groei. Groei hê. Ek wil groei hê. Ons wil antwoorde hê. Ons wil planne hê. Ons wil beheer hê. Ek dink dieper as alles, ons wil sekerheid hê. En dan kom hierdie vraag van God nogal baie diep na ons toe. Met al daai goed in my gedagtes, dan kom God met hierdie eenvoudige vraag na my vanoggend en hy sê, wil jy my hê? Wil jy my hê? Wil jy my hê? En verlede week was te kort, hierdie week is ook te kort, om oor hierdie een woordjie te praat waaroor ek verlede week gepraat het. En ewe skielik kom hierdie een woord net weer by my in my lewe en dis Augustus. Ons is weer besig. Ons is weer besig. Verlede week het ons gesê, leef lig, laat die lig skyn. Daar waar jy is, skyn die lig, laat die teenwoordigheid uit jou uitgaan, maar miskien is daar vanoggend 'n volgende uitnodiging. 'n Volgende uitnodiging, bly by my. Bly by my. Want vriende, ons kan selfs probeer om Jesus se lig so te skyn, so besig te raak met die skyn van Jesus se lig, dat ons vergeet waar die lig vandaan kom. Ons kan so besig wees om in die kerk te werk. So besig raak met die kerk, dat ons ophou om saam met God te leef. As jy hard besig is, dan het jy en ek die vermoë om op te hou om saam met God te leef. Al werk jy vir in deur die kerk. En dis waar ek nou gekom het, waar ek sê, miskien is die grootste geestelike vraag vandag nie, Here, waarheen gaan U met my nie? Soos Rick Warren se Purpose Driven Life. Here, waarheen wil U met my gaan? Vandag is die grootste vraag wat jy enige tyd kan vra. Die belangrikste geestelike vraag wat jy enige tyd in jou lewe kan vra. Here, waar is U? Here, waar is U? En wanneer jy hom vind, dan kom daar die woorde, dit is genoeg. Here, waar is U? En as jy hom vind, is dit genoeg.
Want kom ons herinner net gou weer mekaar. Ek het dit nou met die kinders gedoen, toe besef ek, o nee, hulle is by die Kykenkerk, hulle is klaar uit. Maar kom ons herinner mekaar net gou weer die verhaal. Kom ons herinner net gou, want as God saam met my gaan, dan kan ek deur 'n woestyn wat vlieg, ry met 'n dirtbike, kan ek daar met my quadbike gou vinnig deur die woestyn gaan, of met 'n Boeing 747 vlieg ek deur die woestyn. Nee! Jy kan vir 80 jaar lank in die woestyn loop. Saam met die Here kan ons deur 'n woestyn loop. Kom ons herinner mekaar. Jy kan deur 'n moeilike Augustus gaan vandag. Veronderstel dat hier val nou 'n Israeliet hier voor ons neer. Hy sê vir ons, ek kom uit Eksodus 33. Ek was een van hulle wat daar was toe ons gesondig het met die goue kalf. Ek was een van hulle. Waarmee sukkel julle vandag? En ek dink daai Israeliet gaan nie kan byhou met die tempo, die tyd, die versnelling, die besig wees van ons lewe nie. Hy gaan nie kan byhou nie. Maar dan gaan hy ons herinner, saam met God kan ons selfs deur 'n moeilike gejaagde Augustus gaan. Kom ons gaan bietjie diep. Saam met God kan ek en jy deur 'n verlies gaan. Daar was baie reisgenote wat hulle lewe verloor het in die woestyn, op pad na die beloofde land. Selfs Moses het by die randjie van die beloofde land sy lewe in Jesus se hande neer, of in die Here se hande neergelê. Jy kan deur verlies gaan. Saam met die Here kan ons deur onsekerheid gaan. En ek dink baie maal is dit die beste plek om te wees. Ek weet nie. Here, waar is U? Met die Here saam met jou. Gemeente, met die Here saam met ons, kan ons deur nuwe seisoene gaan. Want hy gaan saam. Want die belofte is nie, jy sal altyd weet wat volgende gebeur. Dis nie die belofte nie. Die belofte is nie, jy sal altyd weet wat volgende gebeur. Die belofte is, ek sal saam met jou gaan. Ek sal by jou bly. Tot aan die volëinding van die wêreld het Jesus die sinnetjie verder vervolmaak. Tot aan die volëinding van die wêreld. Here Jesus, ons bely vandag, ons het soms U hand meer gesoek as U hart. Ons het U seëninge gesoek, maar U teenwoordigheid misgeloop. Ons het gevra, wat moet ek doen? Terwyl U al die tyd vir ons vra, sal jy by my bly? Here, ons wil U hê. Nie net wat U gee nie, nie net wat U doen nie. Here, ons wil hierdie een enkele letter wil ons hê, net hierdie letter. U. Leer ons om bewus van U te leef. In die motor, in die kombuis, in die kantoor, in die klas, in die vergadering, in daai moeilike gesprek, die ongemaklike stiltes, in die vreugde. Here, laat ons ontdek, U teenwoordigheid is genoeg. Amen. Vriende, kom ons staan. Sluit ons af met die slotlied.
Mag jy die Here vind in die gewone. Mag jy hom herken in die stil oomblikke. Mag jy sy stem hoor wanneer die wêreld hard praat. En wanneer jy nie weet waarheen die pad gaan nie, mag jy weet, hy gaan saam. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.